Goeiemôre almal. Ons wil net vanoggend vir Dr. Kreer de Pre baie welkom sê. Hy gaan ons erediens waarneem. Nou net so 'n bietjie agtergrond, hy is getroud met Antoinette. Dis eintlik nog nie hier nie. Hulle het 3 kinders wat in Potch, Finland en Australië bly en 4 kleinkinders. Hy het geswaai aan die Vrystaat en Stellenbosch Universiteit en vir 14 jaar lank het hy sending in Mosambiek gedoen. Daarna is hy nou 7 jaar by Aanbloem en van Maart hierdie jaar af is hy by die NetAct organisasie en die Vrystaat en Wes-Kaapse Synode het hom aangestel om te help met kurrikulumontwikkeling van Angola en Mosambiek vir opleiding van teologiese mense daar. En hy is ook die sameroeper, ek gaan nie die groot woord sê nie, van die verouderingsnetwerk in die Vrystaat. So baie welkom Dr. Kreer en mag dit 'n geseënde oggend wees. Goeiemôre almal. Het is goed om hier by julle te wees. Ek het nou al lank al uitgesien hierso om hierdie plek te sien. So nou sien ek hom daar. Hoop ek kry 'n bietjie ander diere ook nog te sien. Ek hoor hier is diere. Maar baie groot voorreg om hier by julle te wees. Mag die Here vandag se die hele samesyn seën. Ons doen dit onder die noemer van sending. So ek voel thuis is van die mense wat sê hulle was saam op skool, ken van my familie en so allemaal. So ek voel heel thuis is by julle voorreg. Goed. Kom ons gaan voort met die votum en dan die seëngroet. Here, ons gebed is vanmôre, laat ons met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is. Deurstrome en besiel en seën ons vanmôre, sodat ons waarlik vrugbaar sal wees. Ons wil aan U verbonde bly. Bly U, o Here, ook in my en in ons. Ja, Heer, van U wil hierdie gemeente en ons as gelowiges nie skei nie. U wat die ware wynstok is. Heilige Jesus, kom dan vanmôre, ons wil graag met U verenig, lewe en wees. Die gemeente mag dan die onverdiende guns van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die werkinge van die Heilige Gees vanmôre sigbaar en aanvoelbaar wees in hierdie gemeente. Amen. Ons het 'n groep wat vir ons met 'n bietjie 3 liedere gaan sing. Ek dink die eerste een het hulle gesê is bietjie vry gespreek, nee, vrygemaak. Okay, sterkte julle, luister graag.
Goed, baie dankie. Ek het so onlangs 'n videostukkie gesien van 'n autistiese seentjie, blind is, en wat hierdie liedjie gesing het, Open the Eyes of My Heart, Lord. Dit is aangrypend geweest, so baie dankie ook daarvoor. Goed, maar nou is ons reg om nou vir te sing. Kom ons sing 'n bietjie daardie bekende Alle volke klap julle hande lekker saam, ons lied 547, daardie 3 verse. En so vandag gaan die Here sendinglied wees, en ons gebed is dat al meer volke sal hande klap en sal juig, want Jesus is die Here. Kom ons sing die 3 verse, lied 547. Soek net die woord. Die wil van die Here is baie kort en saaklik. As dit net sê ons moet die Here God lief hê, met alles net, met ons verstand, met ons kragte, met ons intellek, met ons emosionele lewe, ons geestelike diensbaarheid, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. In Johannes 4 vers 21 sê kortliks, wie vir God lief het, moet ook sy broer en sy suster van harte lief hê. Ja, vandag die ken nie op my broer en my suster nie, maar my broer en my suster, nie net hier nie, maar ook in Afrika. Ook dan besonder die ken vandag een bietjie, ook op Mosambiek, waar ek betrokke was, soos wat julle gehoor het. So, ons is geneig om ons self bietjie, as ek die woord mag gebruik, soms mateloos liefde en ingekeerdheid tot onsself. En dan is het altyd goed as ons collectief sê, vergeef ons Here, ons mateloose selfgerigtheid. Vergewe vir ons en help vir ons om weer missionaal gerig te wees. Medemens raak te sien, mense rondom ons en diensbaar te wees vir hulle. En as ons sondes bely, die Bybel sê, God is getrou en regverdig om ons die sondes van belydenis wat ons bely het te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek sê in Johannes 10 vers 7, dit is juist die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van al haar sondes. Dit is die evangelie, dit is die blye boodskap. Aanvaar dit in die verlede gebeur het, bely dit, hy was dit skoon, ons is vrygemaakte kinders van die Here. Ag, baie meer mense dit sou ons sê. So as ons sonde bely,
En ek wil graag die boetedoening doen uit Psalm 103, uit die boodskapvertaling. Luister mooi, dat hierdie evangelie ook vervat is, reeds in die Ou Testament. Hier kom dan 'n vryspraak, na die boetedoening vryspraak. Dan staan in Psalm 103 vers 8, in die boodskapvertaling, barmhartig en genadig is die Here, hy is lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot is die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Ek het 'n vertaling hier. Goed, so ons is vry. En dit is wonderlik. En daarom kan ons belydenis doen van ons algemene ontwyfelbare Christelike geloof. En ons sê gewoonlik die Credo Apostolico op. Die Credo Apostolico is die Latyns, maar is ook die Portugees vir die apostoliese geloofsbelydenis. En omdat ek vandag bietjie gaan praat oor die Portugese wêreld, wil ek graag hê julle moet luister hoe mooi is hierdie taal, Portugese taal. Ons noem dit ook die taal van Louis de Camões. Hy was eintlik hulle Shakespeare. Maar ek hulle daarop vertaal. As hy sê, creio em Deus Todo-Poderoso. Ek glo in God die Almagtige, Creador do céu e da terra. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Creio no seu Filho único, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ons glo in Jesus, die enige gebore seun van God. Nasceu da Virgem Maria, hy is gebore uit die Maagd Maria. Padeceu baixo de Pontio Pilatus. Hy het gelei onder Pontius Pilatus. Foi crucificado. Hy is gekruisig. Foi morto, hy is dood. Maar so terselfde dia ressurgiu dos mortos. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dode. Subiu ao céu. Opgevaar naar die hemel. Die staat sentado no mal direita de Deus Todo-Poderoso. En hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige. Donde há vir julgar os vivos e os mortos. Waar hy weer sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Creio no Espírito Santo. Ek glo in die Heilige Gees. Creio na Igreja Universal. Ons glo in 'n heilige algemene kerk. 'n Comunhão dos Santos, die gemeenskap van gelowiges. Creio no perdão dos pecados, vergifnis van sondes. E creio na vida eterna. En ons glo in 'n ewige lewe. Amen. Goed, ons gaan oor tot die PowerPoint wat ek bietjie saamgebring het oor ons werk en ek gaan hierdie ding 'n bietjie hanteer. Jy kan sien ek skryf die Mosambik IRM in Hefseba. Ons besoek daarso aan die 2022 hierdie jaar onlangs en ek sien net verteenwoordig. Die IRM staan vir Igreja Reformada in Mosambik en Hefseba is die teologiese skool. Maar ek dink voordat ons dit begin, kom ons bid en vra die Here se seën oor die PowerPoint oor die bring van die woord van God. Ons bid so saam. Ja, en U kom toe die lof en die dank en die aanbidding van ons harte, want U is waardig om te ontvang alle lof. Skepper God, Verlosser God, God by ons. Elke dag, nou tot in ewigheid. Ons loof en prys die naam, Here. En ons is so dankbaar vir baie seëninge wat ons geniet. Te midde van 'n deurmekaar wêreld en 'n raserigheid daar buite is ons rustig en stil hier rondom U woord wat 'n geskenk van U is. Wil ons vra dat die Heilige Gees ons sal lei
Ons wil met U verenigd lewe, U wat die ware wynstok is. Here, ons wil kom en vandag voorbereiding doen vir ons eie gesinne, ons eie families. Ons leef in 'n sekulêre wêreld wat al moeiliker word om uit te staan vir U en vir U koninkryk. Ons bid, Here, vir hierdie gemeente, om die Anton en al die leiers en almal wat deel het. En ons bid vir 'n lewendige gemeente wat dit erg het oor U en U saak en enthousiasties en passievol daaroor is. Ons bid vir ons kerk in die algemeen, Here, vir die NG Kerk dan en vir alle kerke, maar ook vir eenheid in die besonder wat dit 'n groot probleem geword het. Ons bid, Here, vir ons land. Ons bid vir dat die goeie die kwade sal oorwin. Ons bid vir baie wysheid vir ons president en ander. Ja, ons bid vir vrede. Ons bid vir werksgeleenthede. Here, ons bid vir wêreldvrede. Ons bid in besonder vir vrede waar die oorlog weer as ware opvlam tussen Israel en Palestynë, maar ook in Oekraïne, dink ons in besonder, Here, aan daar die swaar kry van die mense, en ons wil tog so bid dat in die hart van Putin en die ander is, dit sal lê om op te hou met hierdie sinnelose oorlog. Ons bid vir die lydenis. Dit is so baie mense, Here, wat misplaas is, wat staatloos geword het, en met vreemde aanpassings doen, en met die vrees van hulle lewens en bootjies hulle lande verlaat, weet die toestande daar. Bid vir hulle, Here. Ons bid vir hulle in die gemeente wat siek is. Dat U daarby hulle sal wees, gee vir ons ook, dat ons met deernis aan sulke mense sal kyk, dat nie meer goed gaan nie, ook as die ouderdom aangestap het. En ons bid nou, Here, vir die uitbreiding van die koninkryk, oralster, maar ook vanmôre in die besonder, dink ons dan nou aan Mosambiek, en dat U die sendelinge daar sal sien wat nog daar is, ander kerkgenootskappe, maar ook vir ons eie mense daar, die teologiese skool daar, ons bid U seën daaroor. En ons bid nou, Here, sê die woord word U verheerlik. Dit is waarom dit gaan in Jesus naam, dit ons dit met danksegging. Amen. Goed, dan moet ek die ding rug. Soontoe. Of soontoe. Waantoe. Die onderste knop. Oké, daar gaat ek op die onderste knop. Goed, die werk van, waartoe ek nou van gemaakt af is deur die getuieniskommissie van ons kerk, ook geïnisieer Dr. Nico Mostert, sodat die NG Kerk in die Vrystaat dra nou die helfte van my salaris, en dan die Wes-Kaapse Synode werk betaal die ander helfte. So dit is 'n unieke situasie van samewerking met partnership wat hier aangaan. En so net om vir te sê, dis 'n nuwe werk as ware van die NG Kerk, van die getuieniskommissie. En so op 'n manier indirek dra julle by of indirek by tot by salaris. Baie dankie, julle het nie geweet nie. Ekskuus as ek weer. Goed, die organisasie waarvoor ek eintlik werk is NetAct. Dit staan vir Network for African Congregational Theology. So dit is al jare lank en dit het uitgebrei soos 'n netwerk van teologiese skole. In die begin was dit van gereformeerde Presbyteriaanse agtergrond, vandag gaan dit so bietjie wyer en is in Afrika alreeds 50 teologiese skole aan hierdie netwerk verbonde. In die Franse wêreld, in die Engelse wêreld en die Portugese wêreld. So, Dr. Nico Mostert is ons direkteur op hierdie stadium, uitvoerende direkteur. Dis onder NetAct wat my gevra het om my doktersgraad te doen in kurrikulumontwikkeling, wat ek voltooi het. So, julle sal wat die naam NetAct vorentoe weer hoor.
mooiste hier, dit is nou, ek moet 'n bietjie beter kaart kry van Mosambiek, maar hierdie regterkantste deel is Mosambiek, en dan sal die mense nou maar kry, daar so, Tanzanië daarbo, en Zimbabwe hier, en Zambië, jy kan sien, het is redelijk noord, na by die Malawi grens, het ek nou daarin geteken, so het begin by Tet, en dit is waar ek by onlangse reis begin het, Tet, dan gaan ek op in Malawi, en dan maak ek die storie so, dan gaan jy deur Malawi, en dan kom jy by Nanji uit, waar ons 'n teologiese skool het, en ander fakulteite, en dan by Makuba, waar ons ook 'n teologiese skool het, ook met ander fakulteite. So dit die idee waar ons bevind, redelijk noord in Mosambiek. Goed, hierdie is 'n ou foto van die Portugese leraars en kerkraadslede by 'n ringsitting jare gelede. En waarom ek dit bewys is, julle sal sien hier heel voor, my dink ek aan die ou met die bril, die ou wat so skryf die aan. Hier in die linkerkant, ja, is doen die Kobus Minnaar, hy is al in die 90, maar ek gaan net iets van hom vertel, hy is die groot sendeling in Mosambiek, daar waar ek is. Dan sê hulle nog aan professor Johan Heinz langs hom sien, dan doen die Pai Pina die voor wat die pionierssending van die sending van die Portugese werk in Suid-Afrika is. En langs hom sit die pioniersendeling van ons kerk in Mosambiek, die Pieter Botha. En langs hom sal jy nie glo nie, is 'n jeugdige ek. Agter professor Johan Heinz staan Dr. Mani Tante, wat die oomblik ons sendeling is in Portugal, en binnekort weer terugkom, maar hy het ook groot werk, hy is die eerste rector van die Hefsiba Theologische Skool. Goed, wat ek bewys is, hierdie is jou huisie wat ek nou onlangs afgeneem het, daar by Villa Ilongwe, waar ons sendingstasie is in die Theologische Skool, en dit is wat die Kobus Minnaar gaan bly het, in 1972, toe hy gaan kyk het, of daar nog gelowiges is daar. Nou ja, net kortliks. Hier in 1902-1903 het die klomp sendelinge van Malawi af aangekom en begin sending werk. Tot 1922, toe is hulle verbied om dit te doen, verskeie redes. Maar soos hulle almal die land uitgaan, is die kerk verbied om aan te gaan, is die evangeliste, onderwysers weggevoer, harde handearbeid gedoen, die kerk moes ondergronds gaan, ons kerk. Vir 50 jaar het hulle onder bome vergader en oralste in die geheim. Dit word vir gevangen geneem, weggevoer. Sonder enige leraar. Toe gaan die Kobus en hy gaan kyk, hy kan vlot Chewa praat, want die taal is wat hulle daar praat, en wat hulle in Malawi praat, en hy kan Portugees praat. Hy was een van my collega's in Johannesburg. En toe gaan hy, en hy ontdek, maar daar is nog van hierdie ou, die kerk het aangegaan, die klomp ouderlinge het nog steeds aangegaan, en die woord is bedien, het van hulle het oorgeglip na Malawi toe, en hulle het gekatkiseer daar. So dit is die ou huisie wat dan nog daar staan. Dan die pilaar waarachter, die Botha wat ek gewys het, die pionierssending, hy het op die ou einde, het hy eintlik as ware die Villa Ilongwe en ons teologische skool ontdek, en grond gekry en alles, en heel toepaslik het ek nou onlangs sy graftaal by ons afgeneem, groot pioniersgees. Goed, hier is ek en my vrou, ek wonder, kan jy my klank daar kry? Kyk 'n bietjie, dit is iets wat ek vir die synode voorbereid so 'n paar jaar gelede, wat net so iets sê van Hefsiba. Kom ons kyk hoe ons klank kry. Hefsiba, inrigting vir Christelike hoër onderwys, is 'n waardigedrewe akademiese inrigting en vrug van NG Kerk se sendingwerk in Noordwes Mosambiek. Meer as 100 predikante het reeds hier afgestudeer en speel 'n belangrike Hefsiba, inrigting vir Christelike hoër onderwys, is 'n waardigedrewe akademiese inrigting en vrug van NG Kerk se sendingwerk in Noordwes Mosambiek. Meer as 100 predikante het reeds hier afgestudeer en speel 'n belangrike rol in die groei van die kerk in Mosambiek. 3 fakulteite van teologie, sielkunde en ekonomie,
Meer as 20 doelgerigte dosente en 175 studente is vandag getuienis op alle vlakke in die samelewing van God se voorsienende genade. Hepzibah is 'n sieraad en 'n koninkryksteken van wat bereik kan word as die kerk in Suid-Afrika en Mosambiek kragte saamsnoer tot eer van die koning van ons kerk, Jesus Christus. Short and sweet. Daar is Hepzibah se hoofgebou. Die voorstaan dat ons die enigste teologiese skool is wat in staat erken word as 'n teologiese skool wat tot op meneersvlak grade mag bedien. Maar ek is getref dat deur pragtig die tuine nog eis en hoe dit in stand hou. Nie die huise altyd so goed nie, maar ten minste daar die hoofgebou. Hier is 'n nuwe gebou wat nou besig is om gebou te word. Daar soek nog so R169.000 om dit klaar te maak. En ek is nogal trots om te sê, my vrou het die planne geteken vir hierdie, en so, want daar is net nie meer genoeg klaskamers vir al die fakulteite nie, daar het ook nou 'n fakulteit van regte bygekom. Daar is op hierdie stadium Hepzibah met sy 2 satellietkampusse, hierdie is die hoofkampus, het oor 500 studente, waarvan die meeste sielkundige studente is. Hier is ek ook al besig om klas te gee, in sielkunde nou, onlangs, in die synodese saal, waar daar nie klaskamers genoeg is nie. Ek in die laaste 5 jaar van my bediening daar, ek het dan nagraadse studies in sielkunde aan Potch ook gedoen, en so ek het toe nou die dosent in sielkunde geword, so ek het 'n bietjie klas gaan gee in positiewe sielkunde, ook by Hepzibah toe ek daar was. So, wat gee ons aan hierdie mense? Verskillende vakke. Ek het nou byvoorbeeld filosofie gaan gee, en dan staan daar oor Christelike lewensinterne beskouing. So, ons gaan later so 'n bietjie daaroor gesels. Hier is hermeneutiek wat ek gaan gee daar. So, het gaan oor hoe is die skrifinterpretasie, wat 'n bril gaan jy kyk na die woord. So, verskillende vakke. Die nuutste boek wat net gepubliseer het, is African Public Theology. Ek gaan later bietjie iets daaroor sê. Ons het die boek nou vertaal deur 'n Angolees, en ek is gevra om die finale vertaling te doen in die Portugese taal, en ek wil dit gedruk in Engeland, en ons hoop om dit hier teen September al beskikbaar te hê. Hier is die huidige, ons noem hom direkteur, Manasseh Matikele en sy vrou, en hy en sy adjunk kom nou in September bietjie Suid-Afrika besoek van ek hulle idee, Friendship Rising, goed, maar baie oulike, nederige man. Ons is 2 keer hier in die begin, en so in die middel van September is hulle in Bloemfontein, as julle hulle wil vra om julle sendingkommissie op Weekort om te spreek, dan kan dit so reël. Daar is Mario Bisoni, wat die adjunkt-direkteur en die akademiese direkteur is. Hierdie moet ek geneem, dit is nou die hoof van die sielkunde departement, en sy het as sielkunde begin by my, toe ek daar dosent was, en sy is eintlik was 'n bibliotekares, en nou is sy hoof van die sielkunde, en by haar is 'n seentjie, en die seentjie se naam is nogal Calvin. Sy is eintlik katholiek, en op die stadium toe sy het verwag, sy sê my, wat dink jy moet ek die kind se naam gee? En ek vang die institusie van Calvin my oog daar in die biblioteek, ek sê, hoe nie Calvin nie, ek maak 'n grap. Sy neem het toe ernstig op, gee die kind, en sy sê die ontsteltenis op die arme padre, toe hy die kind moet doop in Johannes Calvin. Jy kan nie wees, is nie ernstig. Van elk geval, daar staan toen Johannes Calvin nou, en ons het 'n Calvin nou dan binne in die katholieke kerk. Ek was getref die vrouens wat in die opleiding kry. Hier is een van die dominees, die toekomstige dominees en vrouens, het besig om 'n baie oulike preek te preek. Terwyl ek daar was dit 'n Paasfees gewees, en dan het hulle so aangetrek, en dan het ons 'n Paasete gehou, dit was nogal aangrypend. Daar staan ek ook so met my laken gevat, en daar staan doen die Manasseh en Mario en die sonne by die geleentheid. Ek het net 'n
gesien, ons het deur Malawi gery. Natuurlijk 'n groot deel van ons kerkgesending was daar, né? Pragtig, jy sien Melangeberg, soos terwyl ek ry afgeneem met die pragtige teeplantasies. Melange is die een satelliet, die ander een is Makuba. Hier is Makuba leierskap, maar die blanke ou daar is Hannes Tron, en hy is die hoof van Netheid se administratiewe afdeling met die kantoor by die teologiese skool in Stellenbosch. Heel rechts is Timoteo Tomé Kapesi, wat die hoof is van ons van die hele satelliet daar. Ons het 200 studente in die sielkunde fakulteit daar, en ek is nou nogal begenadig gewees om daai fakulteit daar te kom begin. Hier beplan hulle om 'n groot kampus te bou. Ek het die foto daar geneem. Dit is hulle droom, want hulle is by die staatsinstelling wat enige tyd vir hulle kan sê het waai. Broers, die wonder is dat die werk so uitgaan en uitbrei. Ek was nou vir 8 jaar nie daar nie. Toe ek nou hier gegaan, maar ons moet die kerke uitbreek. Dat is net nie genoeg plek vir die mense. Kinders, op die een plek gekom is het 7 in die oggend, dan kom hulle al uit, sodat die volgende groep kan inkom in die oggend. Dit is net wonderbaarlik hoe die kerk daar groei. Hier is nou in die Villa Ilongwe se kerk. Hier is die moderator van die IRM, Igreja Reformada, Cesario, en hier is die kindertjies. En ek was nogal getref, ek het kinderevangelisasie ook op 'n stadium gedag. En dan vra ons vir hulle, kyk, staan er by in ons, wie is in ons midde? Dan antwoord hulle, Jesus is staan by in ons, Jesus is in ons midde. En toe ek moet daar is, sing hulle dit nou, of sê dit nou weer. Ek wonder of ons kan klank kry, dan kry jy net so 'n idee. Hier is die vrouens, hulle kan ook sing, met 'n ander manier bietjie van hulle dans daar tannies. Jy kyk of ons klank kan kry, dis die dans hulle. Dit is die vrouens, hulle het almal besondere klere. Ek het ou man in die wêreld, hierdie is David Sekekuda, die oudste leraar daar. Hy het die gawe van die Here ontvang, dat die demone wat man op en wakker daar is, uitgedryf word, net as hy naby die mense kom. Dus hy gaan preek saam met hom badsel. Dat terwyl ons aanstaan, dan begin die duiwelse demone manifesteer. En dan dryf hy hulle uit. So dit is 'n wonderlike sendingervaring van my, om saam met David Sekekuda te gaan, en te sien dat die demone nog mag uitgedryf word in die naam van Jesus. Dit is so kortliks, ons het 'n sendeling in Tet Rian ter Plaats. Hy is eintlik van Veritas College. So baie getroue ou, en hy is ook so 10 jaar daar. Daarna by Villa Ilongwe is Janie Smit. Hy is 'n boer-sendeling daar naby ons. Hy is daar van Robertson se wêreld, wat doen groot werk, ook evangelisasiewerk. Hierdie is 'n Brasiliaanse egpaar, Louise, en hulle help met die landbou van die synode. Hy is Caroline, sy is Brasiliaan, en sy gaan nou help met die kinderwerk en die opleiding van
teologiese skool vir kinders in kinderwerk. Sy is betrokke by 'n weeshuis. Nou ja, terwyl ek daar was, is ek ook gevra om vir my oud studente se kerk te gaan bywoon. So, die enigste teksies wat daar is radio. Nou ek sê bietjie groot, ek het daar net omtrent pad gesit. En dit was nie altyd maklik nie, jy kan sien die pakke wat ons moes deurry. Ek het iemand daar afgeklop en ek sê, ek gespring, ek sê, hoor, so los my bietjie, dat ek die ander kant van hier kom klim. Maar hier is byvoorbeeld een van ons oud studente, en hy is in die kerk, Pinksterkerk, maar propvol kerk, en ek het die 8 jaar, het is in die kerk gebou, weeshuis gebou, huise gebou, en dit was net vir my besonders geweest, en ek is op 'n besondere manier ontvang, want ek is om my huwelik bevestig, en ek is eintlik soos hulle noem so peetvader, hierdie is nou, hier is die huis wat ek toe nog gebly het nou, en hier is die kinders wat van Hefsiba af terugbeweeg na die kerk toe, en dit is nou die sondagskoolkinders. Ek het gister gedog dat toi of iets in die lyn, maar dit is maar net kinders wat besig is om op pad kerk toe te hardloop. Of so luister bietjie na die klank daar. Mooi, nee? Ek het kies gesien. Goed. Net by Hefsiba, aan het behoefte veral sê die dokter Manasse Matikele, aan beurse vir teologische studente, en dan aan nuwe rekenaars. Die rekenaars wat daar is onvoldoende is nog in my tyd aangekomen. Broer en sister, ons moet dan in die woord van God uitkom. Kom ons, ek gaan lees vir julle, uit Handelinge 11 vers 19 tot 30. Handelinge 11 vers 19 tot 30. Julle sal net so 'n teksvers daar sien en dan ons eintlike teksvers. Maar ek lees dit vir julle, die wat wil saam lees, kan gerus lees. Dit is die gemeente in Antiochië, en ons gaan so 'n paar gedagtes daar uitlig oor lering. So Handelinge 11 vers 19. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uit mekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Cyprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan die Jode verkondig nie. En onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Cyprus en Cyrene afkomstig was en wat aan Antiochië gekom en daar ook aan die Grieks sprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. En die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom het, en hulle tot die Here bekeer het. Die brug hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. En toe hy hom kry, het hy na Antiochië toe gebring. En nou kern, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom, en een van hulle met die naam van Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat daar 'n groot hongersnood die hele wêreld sal tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat hulle vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur het. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Dit tot sover hierdie gedeelte.
So vers 26, miskien het weer 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. En toe hy kry het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense geonderrig. Dus tekstvers, is wat miskien beskende tot Matteus 28 vers 18 tot 20. Nee, Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, gaan dan na die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en, dan ons tekstvers, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Net voordat ek Mosambiek toe gaan, toe 'n baie vroeg ou dame daar by ons, ek bly daar so in Antrus die afdriehoor. Dis my mede-ou mense, wat die vra die vroeg dan het my doen nie, nou wanneer gaan jy nou om siele te red in Mosambiek? En sy was nou teleurgesteld in my antwoord, want ek sê die van die, ek gaan nie om siele te red nie. Ek gaan mense oplei om siele te red. En dit is die paradigma-skep wat gekom het. Ek het al binne in die konsistorie vir hulle vertel, ons het soveel sender na gehad op 'n stadium in Malawi, dat ons 'n rugbyspan in mekaar gebring het. Wat gespeel het in die Longwe en ander plekke. Daar is nie een meer oor nie. Ek was die laaste sending in Mosambiek met daardie gedeeltes. So die hele paradigma verander. Wat ons nou het is opleiding, onderrig, diepte, groei. En dit is waar ek dan in die storie inkom. So, miskien net goed interessant dat die gemeente in Antiochië, so net die Igreja Reformada, ja in Mosambiek, moes lei en swaar kry. En ek het baie van julle nie geweet van ons kerk wat so swaar gekry, 50 jaar. Net soos hierdie gemeente na Stefanus, die martelaar, en onthou, gestedig is, het hulle vervolging gekom en het hulle oral sien gevlug. Sommige het hulle na Venesië, ander na Cyprus en ander na Antiochië toe gegaan. En dan Antiochië het hulle begin met woord te verkondig en mense te leer. Maar toe kom die ander ouens van Cyprus af en Syrië, en interessant, hulle besluit, nie net die Jode moet dit hoor nie, ook die Grieksprekende moet dit hoor. En skielik begin die genade van God werk so goed, die kerk begin groei. En wat is hulle basis? Die staan, Jesus is die Here, nee, hy is die Kyrios, sê vers 20. Dit is die basis wat hulle verkondig. Christus-sentries. En die gemeente begin groei, en die gemeente, die kerk besluit, kom ons stuur vir Barnabas om te gaan kyk hoe gaan dit. Barnabas is verbaas om te sien hoe groei die gemeente, so dat eintlik regtig leiers van die Heilige Gees werk. Naderhand groei dit soveel dat hy sê, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek gaan nou vir Saulus soek, wat nou Paulus is, Tarsus. En hy kry hom en hulle kom al saam terug. En dit is nie net 'n kwessie van evangelisasie diens wat hulle hou nie. Paulus en Barnabas bly 'n jaar by hulle om hulle te leer en te onderrig, sê hierdie gedeelte. Aan te spoor, hart en siel die Here te volg en aan hom getrou te bly, vers 21. En dan die wonder is, dan word van hierdie sending Barnabas gesê, dat hy was 'n goeie man, hy was vol van die Heilige Gees, met 'n vaste geloof. Dit is sulke mense wat ou nodig het in die sending. Net in die sending, ook hier, sekerlik ja. Toe kom daar nog 'n aansienlike getal tot bekering, soos ek gesê het, en nou Paulus kom daaraan, daar staan in vers 26, 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe, om vir Saulus te gaan soek, en toe hy kry het hom na Antiochië te gebring, hulle twee het 'n hele jaar lang saam die gemeente gewerk, baie mense onderrig. So hoor julle? Nou ek het goed begin dink, waaroor het hulle onderrig? Ja, ons weet nou, het is Christus-sentries, maar is die hele jaar, wat leer jy die hele jaar vir die mense? Wat is die kern?
Dan ons weet dat hulle tog 'n kurrikulum gehad het. 'n Kurrikulum kom van die woord corre in die Latyn wat beteken 'n wedloop. So, wat is die wedloop wat hierdie gemeente in Antiochië moet volg? Wat is ons kurrikulum, ons leerplan, wat ons het altyd genoem, nee. Wat is 'n leerplan? Ons praat ook in die kurrikuleringsdissiplines van 'n hidden curriculum. En 'n hidden curriculum is 'n versteekte curriculum, dan word dit nie geskryf nie, maar dit is daar. En dit dra seker ethos en sekere normes voor. En sekerlik het Paulus en Barnabas so 'n curriculum gehad, sê, dit gaan ons vandag leer, môre gaan ons dit leer. Sodat die hele gedagte van kurrikulering eintlik al oud is. Goed, ek wil 'n bietjie ver gaan en sê, wat het hulle geleer? Ek dink die een ding is, jy moet die Bybelse waardegedrewe leerplan hê, normatief is. Kan ek vir julle sê, my doktorale verandering het gehandel oor kurrikulumontwikkeling by teologiese skole van presbyteriale en gereformeerde basis in Sub-Sahara Afrika. En ek het die geleentheid gehad om 'n klomp van hulle besoek in verskillende lande. Op die oomblik het ek gebaseer op my doktorsgraad, het ons 'n vraelys opgestel aan die verskillende teologiese skole. So dit gaan na hulle toe, hulle moet dit evalueer, dan stuur ons iemand om dit op te volg. Pas hierdie week het Dr. Nico saam met die Blok egpaar daar van Zambië, van Jisumwale teologiese skool, na Lesotho toe gegaan om met hulle hierdie vraelys te doen. Maar so die eerste ding is, dit moet waardegedrewe wees, dit moet normatief wees, dit moet Bybels gefundeerd wees. So, ek gaan net die volgende vraag, wat ek vra, is 'n bietjie klein geskryf, ek gaan dit lees, maar die vraag wat ons dan vra vir hulle, maar kan ek dit persoonlik maak en dit sommer aan jou vra ook? So, dit is nie net bly by teologiese skole nie. Die eerste ene wat ons hulle vra by die norm, by die Bybel, leer julle diensknegtgestalte aan? Is dit deel van julle leerplan? Want baie dominees, nie net daar nie, ongelukkig by ons ook as klein koninkies, wat dink hulle het aan die lag en heeltemal autokraties optree, so noem hulle die apostas. So nee, kurrikulum moet diensknegtgestalte wees. Is jy geslagsvriendelik in jou kurrikulering, algemeen menseregte? Praat jy teen chauvinisme en paternalisme? Jy weet in Afrika is dit maar vol, ons eie volk, dat die vroue minderwaardig is en nie na regte nie, sy bring dit in jou kurrikulum. 3, is jy ekologies vriendelik? Is jy groen? En baie van ons in Afrika het geen waardering vir die natuur. So bring dit in, sodat dit deur die gemeentes uitgedra kan word. En die laaste ding wat ons vra, die normatiewe, is gee julle aandag as julle inklusief, ook wat gemarginaliseerde mense betref. Met ander woorde, hoe dink julle oor die albinos, wat dikwels eenkant geskryf word, tweelinge wat gebore word, maar ook by ons eie moderne LGBTQ groep. In Malawi en ander plekke nog, as hulle jou uitvang dat jy homoseksueel is, dronk toe, sekere plekke, Uganda en so, dat jy selfs die doodstraf gaan kry, net omdat jy homoseksueel is. So ons probeer op baie mooi manier sê, deernis, aanvaar. Goed, die tweede ding wat belangrik is, jy moet 'n geïntegreerde leerplan hê, hoof, hart en hande. En dan skryf ons uitkomste op uitkomste. Met ander woorde, ons sê vir die ouens, hoor jy sê, ja, vir intellek, ons higher thinking skills, ons wil analytiese denke hê, ons wil studente hê wat krities kan dink oor God se wonderlike dinge. So ons gaan dit aanmoedig. Maar dit help niks nie, as jou hart nie aangespreek is nie, as jy nie passievol is oor dinge nie, en in die evangelie jou nie aangegryp, dat jy soms trane in jou oë kry nie, en jy reg opgewonde is oor God en sy woord en Christus Jesus. So skryf jou uitkomste ook daarvolgens. As jy hierdie stuk gelees het, gryp dit jou aan.
Laaste deel, jou hande. Wat doen jy? Ons praat van transformerende aksies. En julle in julle kurrikulum ingebou, dat die mense moet gaan prakties doen, dat dit en dat moet doen. So, dit in kort, hoe dat jou geïntegreerde leerplan. Is jy hoof, is jy ook hart, is jy ook hande. Goed, die derde ene is, jy moet 'n aktuele relevante leerplan hê. Ons praat van kontekstueel. So hulle leef in 'n konteks en kennis neem van hoe mense dink en optree, wat is die taboes, hoe benader jy mense, hoe groet jy? Maar ook ons ook nie, natuurlik. By onsself, maar ook teenoor ander, 'n sensitiwiteit ontwikkel van wie is daar die mense en ek aanvaar hulle. Soos ook Paulus het ook al gesê, ek het vir die Jode soos 'n Jood geword en vir die Grieke soos 'n Griek. In elk geval sommiges te red. Nou neem jy, so nou neem ek goed kennis van ander en ek eerbiedig hulle gebruik. So die vraag wat ek daar moet vraag net vinnig. Neem jou leerplan die rol van jeug en kinders ernstig aan. Dat is dikwels op die kweekskool. Het ek nog een kweekskool gekry wat byvoorbeeld 'n dissipline het soos kinders. En wie is die meeste? Kinders. Kinders word net as nou niks doen. Jeug, sing net, dis wat ek altyd doen, koor. Racisme, tribalisme. Spreek julle dit aan daar? In die publieke teologie, daai boek wat ek vir julle gewys het, word die volgende hoofstukke onder andere behandel. En ons wil dit hê by die teologiese skole en by jou ook. Oor werksetiek. Hoe oordeel jy oor werk? As ons net 'n regte werksetiek in Suid-Afrika kan kry. Ek het nou klasse gegee oor demokrasie, politiek. Oorlog, ontwortelde mense, hanteer ons geslags- en kindergeweld. Dit moet julle deel wees van julle kurrikulum, sodat julle dit aan julle gemeentelede kan oordra. Konflikhantering, finansiële bestuur, landsake. Ons moet vir onsself in die skrif kan sê, kan 'n mens sê ek eis daai geld sonder vergoeding? Wat is ons standpunt daaroor? Menseregte, armoede, nie net 'n sensitiwiteit oor armoede nie, maar verklaar jy jouself as abusa saam met poverty, saam met armoede, dat jy saam met die mense leef, voel en in hulle plek staan. 'n Laaste deel dan, is die deel van gemeenskapsontwikkeling. Goed. Dan jy moet 'n missionale kurrikulum, jy moet 'n na buite gerigte leerplan hê. Ons het Matteus 18 vers 19-20. Dan moet iets wees van buite meer as net my gemeente, nee. So ons moet besoek, ook hier waar ons lekker leef, vir 'n gemaklikheid en 'n gemaksigtigheid by onsself, dat ek nie wil uitbeweeg nie, dat ek my hoekie is en jy en joune, en dat ek hierdie effort doen om 'n bietjie uit my comfortzone te kom nie. Nee, so dit is missionaal. Ek kom uit my comfortzone uit, ek tree uit. Ek is daar vir my vriende, vir my familie, vir my kerk, vir ander mense in nood. Ja, en ek dink en ek bid ook vir onbereikte groepe. Ek het die geleentheid gehad om die boek saam te stel oor die onbereikte groepe in Mosambiek, moslimstammetjies. Iets soos, ek dink in die mooie iets soos 16 stamme, wat 99% moslim was. Tot daarbo waar nou die probleme is, was ek aan die Tanzaniese grens. Maar dink ons aan die onbereikte groepe, of nie, hoe werk dit? Goed. So, vra by jou missionale kurrikulum is, jy regtig aan die mense lief. Is onbereikte stamme en werksending op jou gebedsmissie soms. As jy bereid om onderrig te ontvang om meer effektiewe getuie te wees, staan jy op teen onregverdighede in jou gemeenskap, as jy bereid om 'n stem vir die stemloses te wees. Maak jy kontak met ander mense van ander kulture en kerkgemeenskappe of nie? As jy nie rustig met jouself. Goed, wat is ons uiteindelike doelwit van alles? Curriculum.
Jou lewensleerplan moet as doelwit hê emosionele en geestelike volwassenheid. So die ken veral meer op emosionele volwassenheid. Ja, geestelik natuurlik. Jy kan nie 'n dominee stuur wat nie emosioneel volwasse is. Ons sien wat chaos dit veroorsaak. Selfs in ons ring waarvan ek deel is van julle ring. Van ons dominees wat nou af is. So nie emosioneel onvolwasse is nie. So bewuste lewe, bewuste emosionele groei. Ons praat van 'n anti-broos gesindheid. Goed, so ons vra so 'n bietjie vrae daaroor. Hoe jy God met 'n besondere doel in jou lewe? Probeer jy regtig ernstig om te leef volgens die vrugte van die Heilige Gees? Kyk, jy moet jouself, hoe tree jy op? Wat 'n gesindheid, hoe praat jy met mense? Hoe gebruik jy die mag en gesag wat jy het? Maak jy erns met jou stilte tyd? En dis dan bring ons 'n bietjie in bewustelikheid, reflektering, meditasie, mindfulness, nee. Goed, ek wil afsluit, tyd het ons gevang. Hoe kom die goeie nuus by alle mense uit? Romeine 10 sê, hoor hoe wonderlik. Klink die voetstappe van diegene wat van ander mense gaan vertel en leer van al die goeie dinge wat God doen. Dit nie mooi nie. Ek sluit. Paulus en Barnabas het die hele jaar lang saam met die gemeente gewerk en baie mense onderrig. Gaan dan na die nasies, maak hulle disippels, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, samenvattend is. Kom ons bid dat dit wat in Antiochië gebeur het, ook hier by ons sal gebeur. Ons kerk sal gebeur. En hier in Woodland sal gebeur, dat die evangelie van Jesus die Here verkondig sal word, dat ons Christus-sentries sal bly, dat baie meer mense tot bekering kom en sal staat maak op die Heilige Gees te leide, dat ons meer mense sal kry soos Barnabas, goeie mense, vol van die Heilige Gees, vaste geloof, en dat die woord kan oordra, die woord dra, sympathiek, transkultureel. En mag daar al meer leraars en dosente opstaan en sê, ek is bereid om bietjie my leer en dit wat ek het te gaan leer op ander plekke. En mag die leraars en die dosente van die teologiese skole werklik met passie doen. Dit gebeur nie altyd nie. Baie is daar nog maar van die geld, van die posisie en wat heb jy. So ons gaan dit deurbreek. Ek het so laaste voetbal met daai jong weer afgeneem in die sonsondergang en net gedink. Kyk jy uit. Vandag min. Jesus kom weer. Kom ons vergeet nie. Ons moet 'n missionale gemeente wees, nie. Dan mag die Here vir ons daar help. Hy sê dan, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Kom ons bid net saam. Ons Vader, baie dankie vir die woord. Baie dankie vir sending gebeure wat ons motiveer en betrokke te raak. Ja, buite ons grense. Ja, selfs 'n wêreldvisie. Dankie dat die Gees soos in Antiochië nog steeds werk. Dankie dat jy nog steeds manne en vroue oproep wat goeie mense is, wat vol van die Heilige Gees is, wat 'n vaste geloof het. Ons bid vir die uitbreiding van die koninkryk. En dan vir al julle bid ek vir Hesba, en ek bid vir julle kampusse, en dan wil hy Lungu en Nanji Kuba, ek bid vir studente wat in die keer sal kom, en normatief aangespreek sal word, en getransformeer sal word, om te word wat u wil hê, hulle in die kerk moet word. So dankie dat ons vir mekaar kan bid, en vir hulle kan bid in Jesus se naam. Amen. Goed, word die kollekte opgeneem hier so tydens die erediens? Nou goed, so kom ons kry dit. Ek wonder of ons saam goed. Hier staan julle al. Ek het eers gesien dat julle nou so ons lied sal sing, die oorwinningslied. Hy gemeente saam. Kom ons sing nou sommer die
oorwinningslied? Nee. Is dit reg nie? Goed. Ons gee so 'n lied tyd vir kollekte gaan en dan kan ons almal staan en oorwinningslied lekker saam sing. Sê, kom ons staan en dan sluit ons af die laaste lied, die oorwinningslied, dan sal ons almal lekker hartlik saam. Ek sien in my gees die glorie en die hoop van die Heer, die grootste wat die liefde ons ek koning en beloof aan die heilige, die wolke kom by weer. Portugees en Afrikaans. Maar dan wil ek graag hê ons moet as 'n gebed afsluit met Vonklied 159. En as 'n gebed, Here, ons dink en Here, ons bid vir Afrika. Vonklied 159, daai 2 verse. Nadat u die seën van die Here ontvang het. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, die genade van ons Here Jesus Christus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, en die liefde van ons Hemelse Vader, e a comunhão do Espírito Santo, en die gemeenskap van die Heilige Gees, seja com vocês todos, sei en bly met julle.